Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name, die Hebreëse name. Jahwe ons Elohim is God die Vader, Yahshua is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons gebruik altyd 3 Bybels as ons voorbereiding doen. Dis die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, nie die New King James Version nie, en dan natuurlijk the Restoration of the Original Names, Sacred Name Bible, the Rotherham Version, ook nie the Emphasis Version nie. The Emphasis Version is beskikbaar in boekwinkels, the Rotherham Version is net beskikbaar by Prof. Redlinghuis. Nou kom ons begin vandag se boodskap. Wat is sonde? Nou ons het ons hele lewe lank gehoor dat ons nie mag sondig nie. Nou die vraag is, het enige een van ons alself ondersoek gaan doen oor wat sonde regtig is? Ons gaan vandag kyk na hoe sonde in die tuin van Eden ontstaan het, en hoe ons sondig en hoekom ons nie geestelik groei nie. Nou voordat Yahshua opvaar in die hemel, sê hy vir sy apostels. Nou kom ons lees hierso in Johannes 14 vers 1 en 2. Vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in Jahwe ons Elohim, met ander woorde, God Almagtig. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En dan lees ons Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Johannes 16 vers 8. En as hy, dit is nou die ander trooster, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou as die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, nie na die mens gestuur is, nadat Yahshua, met ander woorde Jesus Christus, opgevaar het na die hemel toe nie, dan sou niemand van ons hemel toe kon gegaan het nie. Want die mens kan nie uit sy eie of deur sy eie poging sonde vermy nie. Ons het die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh nodig, om ons te lei in alle reg en waarheid en in geregtigheid, en om ons aan te kla wanneer ons wil sondig, sodat ons die besluit kan maak om teen die sonde te draai, dat ons dit nie wil doen nie. Nou, hoe waarsku die Ruach ons, die Ruach HaKodesh, hoe waarsku ons? Deur jou gewete aan te kla, hierso by jou sielsdimensie. En hoe nader jy aan die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees leef, hoe makliker voel jy dit. Dit is asof jy gesprek het met die Heilige Gees. Waar het sonde sy oorsprong vandaan gekry? Kom ons kyk, in die tuin van Eden, Genesis 3 vers 6 tot 12. Die duiwel vra vir Eva, is dit so, hoor die vraag, is dit so, dat Jahwe, dis nou God Almagtig, gesê het, julle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Wat doen hy? Kyk mooi wat doen hy. Hy laat haar twyfel. En dit is wat die duiwel vandag ook doen. Hy laat ons twyfel in ons eie geloof. En dit is sonde. Nou sonde is altyd 'n lus vir die oog. Sonde klink altyd reg. Sonde proe altyd lekker. En sonde sal jou altyd aantrek, totdat hy jou eventueel intrek of insluk. Nou hoe pleeg ons sonde? Deur woord, deur gedagtes en deur ons dade of handelinge. Nadat Adam en Eva gesondig het, sê Vader Jahwe in Genesis 3 vers 22, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe tot in ewigheid nie. Jahwe Almagtig sê hier, as Adam en Eva nou maar net ook van die boom, nadat hulle sonde gepleeg het, berou gehad het en hulle hand uitgesteek het en van die boom van die lewe geneem het, en van die sonde afgedoen het, dan sou hulle tot in ewigheid kon leef. Wie is die ons? Dit is die Vader en die Seun. Wat bedoel Jahwe Almagtig met die vers? Terwyl Adam en Eva in die tuin van Eden was, het hulle reeds die ewige lewe gehad. En
Jaffa was en Jafashua was die enigste wat geweet het wat sonde of wat reg en verkeerd is, of die verskil tussen goed en kwaad is. Die boom van kennis van goed en kwaad is Satan en die boom van die ewige lewe is Jafashua. Adam en Eva het reeds, soos ek sê, die ewige lewe gehad. Maar omdat hulle ongehoorsaam was, verloor hulle dit. En omdat hulle ongehoorsaam was, het hulle nou geleer ken wat kwaad is, wat hulle nie sou geken het, as hulle nie gesondig het nie. Romeine 5 vers 12 en 19 sê, daarom, deur een mens, dis Eva, die sonde, dis die daad, in die wêreld ingekom het, hulle het hulle ewige lewe verloor, en deur die sonde die dood, wat onmiddellik intree, nadat hulle gesondig het, en so die dood tot alle mense deurgedring het, anderwoorde al die geslagte daarna, het nou die dood ontvang, omdat almal gesondig het. Apostel Paulus sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van die Vader. Wat vir ons sê, dat daar nie een enkele mens op hierdie aarde is, wat nie sondig nie. Vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, onthou Eva, baie tot sondaars gestel is, almal daarna, sy natuur het geword om te sondig, so sal ook deur die gehoorsaamheid van een, dit is ons verlosser Jafashua, dit wil sê Jesus Christus, baie tot regverdiges gestel word. Met ander woorde, deur die bloed van Jafashua, word ons nou geregverdig en ons word gered uit genade. Johannes 11 vers 25 sê Jafashua, dit wil sê Jesus, vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die invloed van die sonde in die tuin van Eden bring die vloek van die dood oor die mensdom op aarde. Ons het in die vorige uitsending gesê, die Satan het die hele mensdom, die gang van die mensdom verander, toe hy vir Eva verlei het. En dit is vandag steeds 'n vloek. Die sonde was die middel wat die dood gebring het. En Jafashua, dit wil sê Jesus, het die teenmiddel gebring, naamlik sy bloed, sodat ons kan lewe. Nou vra die mense, hoekom sterf ons dan steeds? Want die val wat die sonde meegebring het, is onherroepelik. Omdat Jaffa, dit wil sê God gesê het, as julle van daardie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Hy kan dit nie omdraai nie. Toe Adam en Eva gesondig het, toe tree die geestelike en die vleeslike dood in. Maar Jafashua het die geestelike dood reeds kom oorwin en die ewige lewe herstel deur sy eie dood. Die vleeslike dood word eers oorwinne wanneer die dier en die valse profeet in die poel van vuur gewerp gaan word. Nou, elke mens vandag word in sonde gebore. Nie met sonde nie. Hulle word in 'n sondige wêreld gebore. En die kinders erf nie hul voorouers of derde en vierde geslagte terug se sonde nie. Nou ek wil hê, kom ons moet lees hier so in Exodus 20 vers 5. Jy mag jou voor hulle, dis nou die afgode, nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, dis nou Jaffa Almagtig, God die Vader, is 'n jaloerse God. Hy is 'n jaloerse Elohim, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Hoor wat sê hy verder? Van die wat my haat. Ons hou altyd, of die mense hou altyd op daarso, wat die sondes besoek van die derde en die vierde geslag, maar hulle lees nie verder van die wat my haat nie. Genesis 8 vers 21. En die Here, dis nou Jaffa, ons almagtige God, het 'n lieflike geur geruik. En die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde nie meer verder vervloek ter wille van die mens nie. Want hy het die geur van die offers geruik wat vir hom geoffer was. Want die versinsels, nou, of dit is die gedagtes van die mense se harte, dit is jou harte, is jou sielsdimensie, hierso, jou begeerte, emosie en wil, dis jou sielsdimensie, is sleg van sy jeug af. Kinders is nie toerekeningsvatbaar vir dinge wat hulle verkeerd doen of sê nie,
voordat hulle die ouderdom of oud genoeg is om te weet wat sonde is nie. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Met ander woorde, dit is soos met die sonvloed. Wanneer tieners begin eksperimenteer met sonde, dan vee hulle self hulle name uit die boek van die lewe. En dit kan nie deur die persoon self weer herstel word of teruggeskryf word. Johannes 15 vers 14. Julle, dit is nou die bruid, is my vriende, as julle alles doen wat ek, dis nou Jahweh, met ander woorde Jesus Christus, julle beveel. Om belydenis te doen dat jy jou hart vir Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, gegee het, is nie genoeg nie. Jy moet wedergebore wees uit gees, met ander woorde die Ruach HaKodesh en water. En jy moet geonderdompel word of gedoop word in die naam van Jahweh, dit is nou Jesus Christus, tot vergewing of vergifnis van jou sonde. En dan moet jy die sonde heeltemal laat staan. Wat is Jahweh se grootste gebod? Kom ons lees wat is die grootste gebod. Hoor Israel, God die Vader, dis nou Jahwe ons Elohim almagtig, is 'n enige God, hy's 'n enige Elohim. Daarom moet jy die Here God, met ander woorde Jahwe almagtig, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en jou naaste soos jouself. Dis die grootste gebod. Nou wat is sonde? Elke daad wat nie in geloof geskied nie, is sonde. Romeine 14 vers 13, kom ons lees. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Nou as jy jou broer en jou suster, dit is nou jou naaste liefhet, sal jy niks doen om hulle te na te kom nie. Jy mag nie die oorsaak wees dat hy of sy geestelik struikel en val nie. As jy dit sou doen, dan sondig jy. Johannes 13 vers 35, lees. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nou net so terloops, om iemand reg te help, volgens die voorskrifte van die Bybel, word vandag baie vinnig gesien as veroordeling. Ons hoor dit so gereeld, en dit is nie so nie. Die Bybel is 'n tweesnydende swaard, soos wat hy vorentoe sny, so sny hy terug ook. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 4 tot 5, wat sonde beteken. Kom ons lees vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Met ander woorde, ek beweeg buitekant die wet van die woord, en dis nie die 613 wette nie. Want die sonde is wetteloosheid. Sonde maak mense wetteloos. Hierdie wetteloosheid is ongehoorsaamheid. Wanneer kom ons in die moeilikheid? Wanneer ons ongehoorsaam is aan wat ook al die reël of die wet is wat ons verbreek het. Vers 5. En julle, dis nou die bruid, weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom, met ander woorde Jahweh nie. So, as Jahweh in my is, dan kan ek nie wetteloos optree nie, want hy woon in my deur die Ruach HaKodesh. Dit is die Heilige Gees. As ek kies om die waarskuwing van die Ruach HaKodesh te ignoreer, met ander woorde die Heilige Gees te ignoreer, dan sondig ek. Nou, ons gaan nou net weer kyk na die versvergelykings tussen die 33, 83 en 2020 Bybels. Dis 'n interessante ding wat ons hierso doen, want ons besef hoe vals die 2020 is Selfs eintlik. die 83. En selfs die 9000 skriftuurlike veranderings, Ja. nee. Ons kyk na Johannes 14 vers 16, eerstens, 1933. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. 83. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Ek sal die Vader vra, dis 2020, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Weet jy, wat is 'n parakleet? Nou dat jy het lees, nou sit ek net en dink, ek bedoel, ons is nie meer kinders nie, ons is volwasse mense. Wat 'n kind vandag weet wat is 'n parakleet? Ja.
Ek wil, so die woord trooster in die 33 Bybel word voorspraak in die 83 en word dan parakleet in 2020. Nou, die voetnota van die 2020 Bybel oor parakleet, dit is op bladsy 127 in die Nuwe Testament, lees as volg. Die Griekse woord verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen, 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster, maar hulle verwys glad nie na die Heilige Gees nie. Die HAT of die HAT se verklaring is, parakleet is die Heilige Gees, letterlik, iemand wat voorspraak doen, iemand wat geroep is om te help. In die Strong's Concordansie en die Collins Dictionary beskryf hulle dit, parakleet, as advokaat, die helper, die trooster. En albei van hulle sê ook, dit word gebruik wanneer daar na die Heilige Gees verwys word. Die vraag is, hoekom sal hulle die woord Heilige Gees uit die Bybel uithaal, heeltemal uithaal en dit vervang met 'n Griekse woord? Dit maak nie vir my sin nie. 'n tweedehandse woord eintlik. Ja, en die ding is net, dit klink pragtig om allerhande tale in te bring as jy sulke goed wil doen, maar dan moet jy daarin bewus wees van die feit dat 99% van die mense het nie daar die Griekse taal agtergrond. Nee. Toe ek dit die eerste keer sien, het ek my sussie gevra en haar eerste reaksie was, ja, parakletos, en na rukkie toe sê sy vir my, okay, dis wat dit beteken, maar dis omdat sy jare al in die woord studeer, Ja. So nie almal gaan dit weet nie. Nou gaan ons kyk na Exodus 20 vers 5, 1933, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. 1983, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sonde van die vaders toe, selfs in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. 2020, jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Nou, Jahwe Almagtig sê, ek is 'n jaloerse Elohim, dit word nou, ek eis onverdeelde trou, en dan word dit, ek is 'n besitlike God. Maar kom ons breek dit net bietjie op. Ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Volgens die HAT beteken besitlik, dat hy ons beskou as sy besitting, wat onbybels is. Want Jahwe het ons elkeen vrye wil gegee. Ons kan kies of ons by hom wil wees of nie. Terwyl jaloers in die HAT beskryf word as afgunstig. Met ander woorde, Jahwe Elohim is afgunstig op die ander gode wat ons aanbid, omdat ons hom verlaat. Wat die kinders laat boet, die woord boet beteken die kinders sal betaal daarvoor, vir die sondeskuld van die ouers, selfs die 3de en 4de geslag. Met ander woorde, dit is 'n absolute uitgemaakte saak dat hy die kinders verantwoordelik gaan hou. Dit is net 'n kwessie van hoeveel geslagte terug hy hulle verantwoordelik gaan hou. Dis nie wat die woord sê nie. Dan eindig hy die vers met van hulle wat my verwerp. Nou, volgens die HAT beskrywing vir die woord haat, is dit 'n gevoel van hewige afkeer, 'n sterk vyhandige gesindheid en 'n baie sterk wrok teen iemand of iets, terwyl verwerp verklaar word as iets wegstoot, afkeur, afwys. In ander woorde, die woord verwerp is 'n versagtende term in vergelyking met die woord haat. Dit is dieselfde as wat ons gehad het in ons vorige episode toe ons gepraat het van die haks, van die slang word vervloek, hy gaan die
mens aan saakskeen aanval. Ja. In plaas daarvan, daarom gaan bid. En laastens Genesis 8 vers 21 in 1933. En die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Want die versinsels van die mens, die gedagtes van die mens, sy hart, sy sielsdimensie, is sleg van sy jeug af. 1983. Die Here het die offer aanvaar en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge. Maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. 2020. Die Here het die geurende offer geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal nooit weer hierdie grond. Nou word die aarde vervang met grond. Onthou die aarde is die aardbol wat Jahwe Elohim geskep het. En grond is dit wat op die aarde is, sodat ons op die aarde kan loop. Vanweë die mens nie, alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. Neig beteken, ek gaan dalk. En dit is nie wat die woord sê nie. Die woord sê, die mens se hart is van sy jeug af sleg. Punt. Hy neig nie daarna toe nie, dit is sleg. Ja, dit is sleg. Ons almal is sleg voordat ons tot bekering kom. Ja. Ons het aan die einde gekom van ons boodskap. Ek wil net baie dankie sê dat julle saam met ons geluister het en ek wil ook net dankie sê vir julle wat saam met ons gebid het dat Pastoor Werner sy stem weer teruggekeer het. Baie dankie. Ons het haar gemis, maar sy is terug saam met ons. Kom ons sluit net af in gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Ons kom vanoggend voor U en ons wil vir U dankie sê. Ons wil aan U ere bring. Ons wil aan U lofliedere sing en psalms sing. Want U sê dat U wie U Vader in U hande gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Ons is in U hande gegee. Ek pleit by U, my Elohim, dat U ons sal veilig bewaar en dat hierdie boodskap sal uitgaan in 'n verlore wêreld en dat ons sal siele wen en dat die bruid tot vervulling sal kom. Seën een en elk van hier wat hier luister, hulle in hulle gesinne. Seën die mense wat tot bekering wil kom en dat hulle die pad sal volg en in heiligmaking nou geset sal lewe elke dag van hulle lewe. Ons wil U loof en ons wil U prys en ons wil U naam groot maak. Die naam Jahwe, die naam bo elke ander naam, laat dit so wees. Halleluja. Halleluja.